Goeiedag. Ek is dan nog altyd besig om wat ek noem Jesus waarhede met jou te deel in hierdie oordenkings. Jesaja 62 vers 3 lees ons: Die Here sal jou soos 'n kroon in sy hand hou, 'n koning se kroon in die hand van jou God. Nou, een van die, kan ons maar sê, geneigdhede van mense wat nogal verander het in die laaste paar jaar, is mense se beheptheid met die koninklike familie, die koninklike gebeure in Engeland. Ek onthou in my kinder- en jongdae, veral rondom die tyd van Prinses Diana, hoe mense alles wat oor die koninklikes geskryf is en op televisie verskyn het, graag gekyk het. En dit het vir my so iets gesê van mense se verlange om dalk self 'n koninklike te kan wees. Nou, soos ek gesê het, die afgelope tyd het dit verminder. Miskien as gevolg van die optrede van die koninklikes, dat hulle ook nie meer so die nuus haal nie. En tog, elke keer as daar 'n luisterryke gebeurtenis is, soos die kroning van koning Charles, dan kyk almal graag weer daarna. Want eintlik sou dit daarom lekker gewees het om te kon deel in daardie pragt en praal en self 'n koninklike te wees. Maar jy geweet, die geleerde mense wat die geskiedenis van families bestudeer, beweer dat elke mens eintlik koninklike familie in hulle verlede het. Dat daar koninklike bloed in ons are vloei. Nou, 'n mens kan seker jou indink dat dit so kan wees as jy al die oor en weer en kruis en dwars getrouery van koninklikes en nie koninklikes in ag neem, en al die duisende mense en miljoene mense wat al op die aarde gewoon het, dan kan dit gebeur dat ergens, as 'n mens al die drade bymekaar tel, was daar dalk 'n koninklike in jou verlede. Maar dis nie al nie. As jy in Jesus glo, is jy deel van sy familie, en dit is die grootste en beste koninklike familie ooit. Dit beteken ook dat jy nie net van een of ander gewone ou koning afstam nie, maar dat jy afstammeling is van die koning van alle konings. Dit is wonderlik om te dink, dat jy deel is van God se koninklike familie. En die beste nuus is, dat jy die koning self persoonlik kan leer ken. Jesus sê, ek is lief vir jou, en ek wil jou redder wees. Ek wil jou red van die sonde. Jy is baie belangrik. Jy is my hartse punt. Kan jy jou indink dat 'n koning uit sy luukse paleis uit sal trek en tussen die gewone mense gaan woon? Dat hy die feesmaal van smaaklike kosse op die koninklike tafel sal prysgee en van brood en water sal lewe, saam met die wat nie veel kan bekostig nie? Kan jy jou indink dat 'n koning sy weelderige klere en sy skatkiste vol juwele sal agterlaat en gewone, selfs verslete klere sal aantrek en van plek tot plek sal reis, sonder om eens 'n huis van sy eie te hê? Wel, dis presies wat Jesus gedoen het. En hy het dit vir my en vir jou gedoen. Dit is dalk so 'n bietjie moeilik om te verstaan hoekom Jesus gekies het om mens te word en op die aarde te kom woon. Maar dit is belangrik om te weet hoekom hy dit gedoen het. Hy het ons lief en wil graag hê dat ons almal deel van sy koninklike familie moet wees. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat u deel geword het van die menslike familie, sodat ek kan deel word van u koninklike hemelse familie. Leer my asseblief hoe om my lewe vir u te leef, hoe om u lief te hê en u wil te doen, hoe om te lewe soos 'n seun van die groot koning van die wêreld. In Jesus se naam. Amen.